Hallo daar en welkom by 1 Timoteus hoofstuk 6. Ons laaste hoofstuk van hierdie eerste van die pastorale briewe wat Paulus skryf aan sy kind in die geloof, Timoteus. Ons het verlede keer gesien hoe Paulus hom gemotiveer het om op 'n baie besondere manier op te tree teenoor die ouer mans, en nou die jonger mans, die ouer vroue en die jonger vroue. Ons het gesien hoe Paulus vir hom sê, Timoteus, jy moet die weduwees versorg, maar die weduwees moet weet dat as hulle deel is van 'n huis, dan moet daai huis eerstens vir hulle sorg. As 'n huis die vermoë het om te kyk na die weduwees, moet hulle dit eers doen, sodat die gemeente kan kyk na daai dames wat nie vir hulle self kan sorg nie. En dan is daar 'n lys van weduwees, dienende weduwees wat 60 en ouer is, wat 'n lewe leef van diensbaarheid, waarin hulle ander leer, waarin hulle die gemeenskap 'n verskil maak, waarin hulle vreemdelinge huisves, waarin hulle die onderdruktes, die verdruktes help. Hulle kom op 'n lys, hulle is 60 en ouer, hulle was toegewyd aan hulle mans gewees in hulle huwelike, en nou word hulle deur die gemeente erken as die lys van dienende weduwees. En Paulus sê dat hierdie is die dames in die gemeente wat 'n besonder impak maak, en die voorreg vir die vroue om op daai lys te kom. Vir die manne het hy natuurlik weer gesê, kom ons erken die ouderlinge wat baie hard werk. En kom ons neem die verantwoordelikheid as gemeentes om vir die mense wat hard werk om die skrif uit te lê, om hulle te versorg, nie om hulle bekke toe te bind, soos wat Deuteronomium praat van die bees met wie jy graan dors wat sy bekke toe bind nie. En dan draai Paulus so aan die einde van hoofstuk 5 na Timoteus toe en hy sê vir hom, Timoteus, maar ek wil nog 'n ding vir jou sê. Moenie net meer water drink nie. Drink wyn vir jou maag. So spreek jou ongesteldhede aan. Leef met integriteit. Jou dade gaan in elk geval na die lig kom. En daarom leef jy die regte lewe, want daar's mense wat in die geheim dinge doen en dit kom later na die lig, en dan is daar ander wat so uitspartig lewe dat almal dit in elk geval kan sien. Maar jy sorg dat jy bo verdenking bly. Moenie vooraf vooroordele oor ander hê nie. Leef met integriteit. En wanneer Paulus dan hierdie besondere brief van motivering, van aanmoediging, maar ook van leiding vir Timoteus gee. Hierdie leier, hierdie jong leier nie in hierdie gemeente. Dan sluit hy af met nog 'n belangrike deel, en dit is die verskillende rolle binne die gemeente in terme van die beroepswêreld. En nou praat ek juis in die besonder van slawe en eienaars, wat vir die jong gemeente 'n geweldige uitdaging was. Want wat maak jy wanneer jou eienaar nou skielik saam met jou aan die nagmaaltafel sit? Hoe werk dit dan? Nou kom ons hoor wat sê Timoteus. Baie welkom. Here Jesus, wat 'n voorreg om saam te kan wees. Dankie vir u woord. Dankie dat ons soveel wysheid al gehoor het vanuit hierdie besondere brief aan Timoteus. Wanneer ons afsluit vandag, Heilige Gees, bid ek asseblief, lei ons verder. En dankie Here dat ons elke keer wanneer ons eindig honger het vir nog, en dat ons juist daarom weer kan teruggaan. En weer kan lees en weer kan ontdek, en gaan ons net kan sê dankie Here vir die genade en geduld waarmee u ook met ons werk en steeds werk. Ons is klei in die hande, u is die pottebakker. Doen wat net u kan vandag. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. 1 Timoteus 6 vers 1. Gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan, moet hulle eienaars met alle eerbied beheer, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie. As jy 'n gelowige geword het, dan was jou geneigtheid, of sou dit kon wees, dat jy jou geloof wou gebruik om uit jou huwelik uit te kom. In Korintiërs 7 spreek Paulus dit aan. Of jy sou dit kon gebruik, jou vryheid in Christus, om te sê, maar nou wil ek vrykom van my eienaar. Ek wil as dit ware losgekoop wees. Ek wil vry wees. En Paulus sê vir die gelowiges wat eienaars het, of die eienaar nou 'n gelowige of 'n ongelowige is, as jy 'n slaaf is, dan moet jy die rol as slaaf, moet jy nie probeer versaak of versuim nie. Dis wie jy is, en dis waar binne jy is, toe die Here jou geroep het, of toe jy tot geloof gekom het, en dis wat jy voluit moet leef nou. En dit word eintlik so beskryf, jy wat 'n slaaf was, moet nou 'n dienaar wees. So jy gaan terug binne in jou rol, maar jy gaan as 'n dienaar van Christus. En hoekom moet jy dit so doen? Jy moet dit in eerbied doen, sodat Christus die eer kan kry, en sodat Christus nie afgebreek kan word, en dat daar kwaad gepraat word nie
Petrus beskryf dit ook. Gaan kyk gerus in 1 Petrus 3. 1 Petrus 2, 1 Petrus 3. Gaan kyk ook nou hoe Paulus dit noem in Kolossense 3. Selfs Efesiërs 6 praat hy ook oor die rol van slawe en eienaars en hoe hulle mekaar moet hanteer. Vers 2, slawe wat gelowige eienaars het, moet aan hulle nie minder eerbied betoon omdat hulle saam broers is nie. 1 Korintiërs 11 sê Paulus vir die slawe eienaars, vir die rykes, julle wat by die nagmaaltafel kom, en nou eet julle en julle drink, en is baie lekker, en dan gaan julle, terwyl die ander daar aankom, en dan het julle al geloop. En dan sê Paulus vir hulle, wag vir mekaar. As jy regtig honger is, eet eers by die huis. Maar as julle by mekaar kom, is julle gemeenskap, julle eenheid, so belangrik, wag vir mekaar. Nou, hoe gaan dit wees wanneer jy 'n eienaar het, en julle is nou broers, nee? Soos wat Paulus het genoem het, daar in 1 Timoteus 5. Hoe moet ons dan met mekaar maak? Moet ek dan minder respek hê, omdat jy 'n gelowige is, en nou is ons broers van mekaar? Nee, sê Paulus, jy moet dan juist nog meer respek toon. Maar sien, hoe werk dit dan? As ek, as die dienaar, aan my eienaar nog meer eer bring, beteken dit in wese die kerk kry meer. Sien, want as die kerk meer kry, want dit is wat my eienaar is, hy's tog saam met my 'n gelowige, en ons doen meer vir die kerk, dan wen die kerk. Nie net my eienaar nie, maar as gelowige, en daarom ook die aansien van die gemeenskap, vir die Christelike gemeenskap. Dis Paulus se argument hier agter. Daarom moet jy juist meer eerbied betoon. Hulle moet hulle eerder beter dien, omdat die wat uit hulle werk voordeel trek, met hulle een is in geloof en liefde. So my harde werk is tot voordeel van jou, en as dit tot voordeel is van jou, dan is dit tot voordeel van ons almal. Wat 'n mooi beskrywing, en 'n nuut kyk na die integriteit waarmee gelowiges ook moet leef, en hoe hulle moet dien. Dan rondom valse leer en ware rykdom skryf Paulus die volgende. Hierdie dinge moet jy aan die mense leer en dit by hulle inskerp. As iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van die godsdiens nie, en dis die evangelie, die ware kyk na die wet, die ware siening van vryheid, die ware siening van die huwelik en die ware siening van kos, nê? Soos wat hy dit nou al genoem het, die leer van die godsdienst en wat Jesus ons geleer het, en Jesus sê die Gees gaan ons leer van sy woorde. As iemand nie daarby hou nie, is hy verwaand, dan weet hy niks. So sy argumente, sy woorde beteken in wese niks. Hy het 'n sieklike beheptheid met twisvrae en met stryery oor woorde. In hoofstuk 1 het ons mos gesien rondom geslagsregisters en dies meer. En Paulus sê, so 'n persoon is 'n dwaalleraar. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakery, voortdurende rusie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is. As jy Galasiërs 5 vers 19 tot 22 gaan lees, en jy lees van die vrug van die duisternis teenoor die vrug van die Gees. En hierdie beheptheid, hierdie twisvrae, hierdie konstante verdagmakery, hierdie konstante verwarring van ander, is so 'n vrug van die donker. En is vandag nog so, mense wat in kerke instap en net wil verwarring saai en letterlik verdeling wil bring. En dis die mense wat Paulus dan nou hier aanspreek, ook vir Timoteus, wanneer hy vir hom op hulle wys. En hoor mooi wat sê Paulus, hy sê, hulle dink dat die godsdiens iets is om geldelike wins mee te maak. So dis mense wat kom met verwarring tot finansiële voordeel. En dis tog nie waaroor die evangelie gaan nie. En hierdie is so 'n belangrike punt, want onthou jy waarmee het hy geëindig in hoofstuk 5? Toe hy gesê, die wat hard werk om die skrif uit te lê, verdien dubbele erkenning, verdien dubbele eer, dubbele loon, as dit ware nie waar nie. Nou, net om seker te maak dat die gelowiges die regte ding hoor, jy moenie die verkondiging van die evangelie gebruik tot voordeel van jouself nie. Dat dit net gaan oor jou eie wins nie. En ek en jy kan hierdie wêreld ingaan, ons kan op hierdie platform ingaan, en daar is televisie-evangeliste wat vliegtuie het, en die gemeentes het lughawens, en hulle spog met al hulle weelde, en noem dit, en dis nie die evangelie nie. En dis nie waarvan Paulus praat nie. Want die verwarring wat dit bring, die twisvrae wat dit bring nie eer aan die Here nie, inteendeel.
En Paulus wys vir Timoteus juist vroeg daarop, en hoekom dit belangrik is vir Timoteus is wat, sodat hy nie ook in so 'n struik sou val nie. Dat hy met sy integriteit sal voortleef op die pad wat hy ook by Paulus gesien het, en daarmee sou wandel. Die godsdienst is 'n groot wins, as iemand tevrede is met wat hy het. As ons daai maar net kan neerpen in ons eie lewe, om tevrede te wees. Want ons het niks in die wêreld gebring nie, en ons kan niks daaruit neem nie. Sien, as jy konstant ontevrede is, dan kan jy nie by 'n plek van dankbaarheid kom nie. En hoeveel keer noem Paulus nie dankbaarheid in sy gebede nie? Hoeveel keer noem hy dit nie ook as dit is ons moet bid nie, gebedsmeking en met dankbaarheid. Vers 8, as ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Kyk 'n bietjie gerus 1 Korintiërs 8, hoe dit verder uitpak. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas aan die struik van baie sinlose en skandelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. So daar's 'n verwarring in hulle lewe, want daar's 'n verwarring in hulle leer, en die verwarring in hulle leer, kom maar daar 'n verwarring is in hulle verwagting en hulle fokus. Dis eenvoudig so, Jesus het dit gesê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Een fokus, en as die Here jou versorg, en as jy kan eet, en as jy kan bly, sê Paulus, dan moet jy leer om tevrede te wees. Nie net leer nie, dis wat jy moet wees. Vers 10, geldgierigheid, en die letterlik in die Grieks, die liefde vir geld, is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag, en toe van die geloof afgedwaal, daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Jy sien, jou motief kan maak dat jy verlore raak. En nie net kan dit maak dat jy verlore raak, dit kan maak dat jy ander op 'n dwaalspoor bring. Die hele gedagte van name it en claim it, van voorspoed, dis nie die evangelie nie. Want al daai is na my gerig, en as dit na my gerig is, gaan dit oor my welvaart, en as geld my gelukkig maak, dan vat dit my so weg van die Here, wat my werklik kan vry en gelukkig maak. En Paulus sê, onthou jy het met niks in hierdie wêreld ingekom nie, jy gaan met niks hier uit nie. So waaroor moet jy dan regtig worry om nog meer besittings te bekom? Die hart, die punt hiervan is, die evangelie, jou eerste liefde, moet Jesus die Here wees, die een wat daar by jou was, voordat die wêreld jou gesien het, die een wat daar by jou gaan wees, wanneer jy hierdie wêreld groet. Want waar jou hart is, daar is jou skat nie waar nie, en andersom. Vers 11, maar jy man van God, so teenoor die dwaalleraars, teenoor hierdie mense wat geld behep is, en wat afgedwaal het en verlore geraak het, noem Paulus Timoteus hierdie baie besondere titel, 'n titel wat 'n stuk erkenning vir Timoteus is van Paulus af. Dis om vir hom te sê, onthou wie jy is, onthou aan wie jy behoort, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. En dis so 'n mooi beskrywing, deur hierdie vir hom te noem, gee nie vir hom 'n titel soos by wyse van dokter, professor of wat ook al nie. Maar hy noem dit vir hom in terme van sy karakter en sy identiteit, en natuurlik wie hy verteenwoordig. Hy sê vir hom, jy moet wegvlug, waarvan af? Van hierdie liefde vir geld. Hardloop weg daarvan af. Streef na opregtheid. Die woord is dikaiosunai daai, en dikaiosunai beteken om in die regte verhouding te wees met die Here, to be in right standing with God, is die woord daar. Opregtheid, op toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. En hierdie woorde staan so teenoor vers 10. Dis so 'n man van God lyk. Iemand wat in toewyding, die woord Eusebian, daar aan God leef, iemand met 'n intense geloof, agape, daai liefde, volharding, hypomonai, iemand wat vasbyt, die Romeine 5 vers 3 tot 5 beskryf dit so mooi, en dan hierdie woord minsaamheid, so karaktereienskap van Matteus 5 vers 5, die sagmoedig is, dis dieselfde woord wat hier gebruik word, minsaamheid, die Engels vertaal dit met gentleness, dis so 'n man van God lyk. In die wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. In 2 Timoteus 4 gaan ons sien, Paulus sê, ek is daar, ek is op die eindpunt. Hebreërs 12 sê, hou jou oë op Christus en maak jou wedloop klaar, hoor hierdie skare getuies, hierdie wolk getuies, hoor hulle stemme, maar fokus op Christus. Filippense 3 sê Paulus, ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, ek wil dit alles myne maak, want Jesus het my reeds syne gemaak.
So vir Timoteus, dis sy rol, man van God, hierdie moet jy doen. Hier is die karaktereienskappe en wat moet jy doen? Uiteindelik moet jy fokus op wat belangrik is en dit is jy moet die wedloop van geloof klaarmaak. Hier is 'n baie individuele opdrag vir Timoteus, maar dit geld vir elkeen van ons. Ek kan nie die wedloop van iemand anders hardloop nie. Paulus kan dit ook nie vir Timoteus hardloop nie. Dan gee hy vir hom die verantwoordelikheid. Jy moet al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep. Sien, dis jou roeping, dis die eindpunt, om by Jesus te wees. En het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Wat 'n belydenis? Die belydenis dat Jesus die Here is. Voor God, wat aan alle dinge die lewe skenk, en voor Christus Jesus, wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het, van die goeie belydenis beveel ek jou. En wat is die goeie belydenis? Dat hy die Seun van God is. Nie waar nie? Vers 14. Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit, tot op die dag dat ons Here Jesus Christus weer kom. Timoteus, maak jou wedloop klaar. En hoe doen jy dit? Deur jou werk elke dag te doen. En hoe moet jy dit doen? Pure and beyond reproach. Jy moet dit stiptelik en onberispelik doen. En as jy dit insluit met hoofstuk 5, dan sal Paulus vir Timoteus sê, jy moet baie hard werk. Jy moet jou beste gee. Jy moet jou beste gee tot aan die einde. Want die einde is om by Christus te wees. Maar op pad daarheen moet jy jou werk doen. Jy moet jou opdragte stiptelik en onberispelik uitvoer. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Dis die wederkoms. Kan kyk 'n bietjie Openbaring 22. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Wat 'n wonderlike eretitel, erebeklemtoning, 'n doxologie as jy wil, aan God. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe die eer en ewige mag. Amen. Dit sluit so mooi aan by die lig in die begin van Johannes 1, dat hierdie lig het aarde toe gekom, ons het hom gesien, hy het onder ons kom woon. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku. Weereens die gevaar van geld. Dis so asof Paulus hierdie boodskap van pas op vir rykdom, asof hy dit so sterk voel dat hy dit nou weer moet noem, want jy sou kon sê op grond van die vorige vers, hy het hom nou afgesluit. Maar is so 'n ouer wat vir 'n laaste oomblik net gou weer iets wil sê. En ons hoor dit by hom. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerhede van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. So onthou om te lewe. Gaan kyk 'n bietjie Prediker 9. Eet jou brood en drink jou wyn, geniet die lewe. Onthou om te lewe. Maar moenie so geldgierig wees dat jou geld jou vashou nie. Moenie dat dit jou bind nie. Onthou om te lewe, want dis die Here wat dit as 'n geskenk gee, nie waar nie? Spoor hulle aan om goed te doen. Dis wat regtig tel. Om ryk te wees in goeie dade, vrygewigheid en mededeelsaamheid. So belangrik is dat hulle sal die lewe leef en dat hulle hard sal werk. En waar moet hulle hard werk? Om 'n verskil te maak. Om mededeelsaam te wees. Goeie dinge aan ander te doen. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Teenoor die ware lewe is daar 'n valse lewe. En wat is die valse lewe? Wel, dis die najag van rykdom. Om die lewe te leef, saam met die Here wat alles in elk geval vir jou skenk, en om jou lewe vir hom te gee, is om 'n skat bymekaar te maak wat vir altyd sal hou. Dis wat Timoteus moet onthou. Timoteus, bewaar wat aan jou toe vertrou is. So, bewaar die woord daar in die Grieks dui op in streng bewaring, om dit verskriklik mooi op te pas. Bewaar wat aan jou toe vertrou is. Vermy die onheilige en sinlose praatjies en die redenasies van kennis, soos dit verkeerdelik genoem word. Hierdie gnostici wat gesê het, jy moet bepaalde kennis hê, en hulle sê net 'n klein hoeveelheid mense het dit, en as jy dit het, hierdie kenosis, né, dan is jy verhewe bo ander. En Paulus sê, asseblief vermy dit. Vermy daai praatjies, vermy die dwaalleraars. In hoofstuk 1 dat hy sê hulle moet stil bly. So bly weg van hulle af. Daar is mense wat daardie kennis, en ek hou van die aanhalingstekens, want dis presies die implikasie hiervan, die kennis aanhang, en so van die geloof afgedwaal het. En wat sal valse kennis wees?
Wel, om meer te weet. En wat sal dit wees? Om gesofistikeerd te wees. En wat sou dit wees? Gaan leef die lewe, gaan ontdek, gaan beleef, niks is verbode nie. Gaan voluit. Paulus het baie mooi gesê, hoe lyk die lewe van 'n gelowige? Wat is regtig belangrik? En hoe leef jy die lewe vry van al hierdie valse wette en verwarrings? Die genade sal by julle wees. Weer eens hierdie woord genade. So kort einde, so vinnige einde van die genade wat by julle sal wees, maar so 'n volsin in een woord. Want dis waaroor 1 Timoteus gaan. Dis 'n brief van genade. Dis 'n geskenk as dit ware van Paulus aan Timoteus. Dis so jy die gemeenskap lei, dis so jy hulle leer, dis so jy bid, dis so jy uitreik, dis so slawe teenoor hulle eienaars in die werkplek optree, dis so mans en vroue by die huise optree, dis so hulle in die openbaar optree, dis waarvoor die gemeente bekend moet wees, en dis waarvoor jy Timoteus as leier, as individu bekend moet wees. Hoe moes Paulus nie oor al hierdie dinge gedink het, voordat hy dit geformaliseer het en op skrif gestel het nie. Maar vir Timoteus was dit natuurlik 'n wonderlike kleinote, 'n wonderlike hulpmiddel om te sê, ek het iets om na toe terug te gaan. Ek kan weer gaan lees en ek kan weer gaan dink en ek kan dit toepas. Maar dit was toe nie net vir Timoteus nie, nee, dis vir jou en my ook. Mag ons in ons werke in die gemeentes, in die gemeenskap en by die huise veral die belangrike van hierdie boek, van hierdie brief, ook weer opneem en ons lewe daarvoor gee, vir dit wat regtig tel. Dankie Here Jesus dat U ons kom ontmoet het in die laaste 6 ontmoetings met hierdie besondere brief. Dankie Here dat dit in ons Bybels is en dat ons soveel het om te leer, te ontdek en te beleef. Ons sien uit na wat kom. En as ons 'n honger het vir meer, eer ons U vir die geskenk ook daarvan, vir die honger vir meer. Maar Here, ek bid ook dat ons mense sal wees wat die regte en belangrike dinge sal najag, sal hard werk vir dit wat regtig tel. En ons bely, vergewe ons asseblief Here, vir die kere wat ons geld, die fokus van ons lewe gemaak het. Ons het dit so gemis, ons wil nie meer nie. Ons eer Here Jesus vir U genade, wat ons ook vandag aan die einde weer gehoor het. In Jesus se naam, amen. Genade vir jou.